Môre mense, is ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storie te vertel. Nou ja, as julle my nou nog nie ken nie, na 2 maande se hel waardeur die main media my gesit het, fake media, nou sit hulle met 'n probleem. Hulle kan nou niks bewys wat hulle nou gesê het Rocco is of gedoen het nie. Wys jou hoe media in Suid-Afrika 'n mens se hele lewe uitmekaar uit kan ruk sonder bewyse en feite. Fake media. Nou ja, mense, jy my nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel net my storieetjies van 'n ex-priester vir amper 30 jaar van my lewe tot waar ek vandag 100% spiritual is, die laaste 12 jaar beoefen ek spirituality en ek vertel my redes en my storieetjies. Dis net 'n storieetjie. Of jy hom nog glo of nie glo nie, maak nie vir my saak nie. As jy dit nie glo nie, skuif aan en as jy daar vind my Rocco het waarheid daarin, ondersoek dit. Ek leer julle. Mense, vandag wil ek julle vertel oor hoe moet ons gered word. Ja, ek gaan julle sê as 'n priester het ek vasgeglo, jy moet gered word deur die kerk, jy moet gered word deur 'n Bybel, jy word gered deur jou tiendes wat jy offer, jy word gered deur gehoorsaam te wees volgens die wette van die kerk. En vandag kan ek julle vertel uit my harte, is nonsens. My grootste besluit wat ek moes geneem het toe ek weg is van Christianity was gewees om te soek vir antwoorde. Ek het 'n sak vol vrae gehad wat net nie geantwoord kan word nie. En dit in 'n kerk wat vasgeglo het, hulle die Heilige Gees. Tog kan my vrae net nooit geantwoord word nie. En ek het gesoek na waarheid totdat ek spirituality ontdek het en daar het ek besluit, hier moet dalk iets hierin wees en ek my eerste 2 jaar van my lewe probeer om spirituality verkeerd te bewys. Maar groot was my skok geweest toe ek gevind het dat dis nie net die oudste geloof in die wêreld nie, maar ook Jesus het dit bewandel en beoefen. Mense, ek was geskok. Ek kon nie glo nie. Ek het gedog Jesus het Christianity beoefen. Totdat ek uitgevind het dat Christianity soos ek en jy het ken eers 325 jaar na Jesus tevoorskyn gekom het. So met ander woorde, hy was net so min 'n Christen soos ek en jy, soos wat daar man op die maan is. En ons kerk het ons vas laat glo dat nee wat, hierdie man het sommer Christianity begin. En die guys, om langs so kort te maak, hoe moet ek en jy gered word? Dit is die groot vraag. Baie kerke hardloop rond met Bybels onder die arm en probeer mense oortuig met Bybelteksies en leebeloftes van saligheid en sulke dingetjies om ons in 'n kerk te kry om ons te beheer. Nou word jy gered. Dis nonsens daai. Redding is nie 'n buiteding nie. As redding 'n buiteding is, hoekom sal kerke sê, hoor ons is 5 miljoen lede sterk, of ons 10 miljoen lede sterk, of ons het 5 biljoen lede in ons kerk. Hoekom is 70% kom die kerk toe nie? Sien julle wat ek julle probeer wys? So dit werk nie die buiteding nie. Dis alles 'n binneding. Kom ek gaan julle wys hoe werk dit. Eerstens moet julle weet dat julle is 'n siel wat afgekom het aarde toe, van God af. En jou siel en my siel en almal se siele is altyd connect met God. Dis soos quantum physics. Energy is always connected. En ons het gekom en ons gereïnkarneer in 'n natuurlike liggaampie en in hierdie natuurlike liggaampie is God is binne in jou, tempel is binne in jou, Christus is binne in jou en jou Bybel sê net ek en jy dra die mandjie na die markplein toe alleenig. Dis 'n alleensaak. Dis nie 'n groep ding soos wat kerk ons probeer leer nie. Dis 'n alleensaak. So jy en ek moet binne toe gaan om Christus in onsself wakker te maak en so vind die redding plaas. In kerke leer jy, word veel gesê, nie in die hele gemeente, elkeen maak deel uit van die liggaam van Christus. Mense, daar is nou 'n klomp nonsens. Kom ek wys vir jou.
Jou Bybel sê dat elke liewe mens het Christus binne in hulle. Nie groepies nie. Hier is die apostels, hulle glo net hulle is reg. Hulle is 'n groepie, net hulle is die liggaam van Christus. Die NG Kerk dink net hulle is die liggaam van Christus. Die Pinksterkerk glo net hulle is die liggaam. Nie eens stem mekaar nie. Sien julle wat ek hier probeer wys? Maar eintlik moet jy daai Christusgawe in jouself wakker maak. Jy moet die lig word. Jy moet die mooi word. Jy moet die ou mense begin respekteer. Alle lewe respekteer. Diere, plante, mense, insekte, alles moet jy respekteer. Dit is wat God is. Want God is die lewe en hy gee lewe aan alles. En die belangrikste, help mense, help die armes. Weet, hulle sê as 5 biljoen Christene, party sê 6 biljoen Christene. As elke Christen van vandag af besluit hulle gee hulle tiendes vir iemand wat swaar kry, dan gaan swaar kry weg. Nou kyk hoe loop ons kop in die lug deur verby arme mense. Help ons hulle? Nee. Ons dink ons is die liggaam van Christus. Ons dink Christus het ons wakker gemaak. Jy loop verby 'n arme mens. Jy loop verby iemand wat jou nodig het. Jy kyk neer op mense. Jy vloek op mense. Jy breek hulle af. Come on mense, wake up. Smell 'n koffie. Spirituality leer ons om alles lief te hê en in vrede en peace saam te lewe en net goed te doen aan ander. En dit is die ware awakening en dit is die ware redding vir jou eie siel. Net jy kan dit doen en net jy alleenig. Jy het nie 'n kerk nodig nie, jy het nie 'n Bybel nodig, jy het nie tiendes nodig en jy het nog minder 'n middelman nodig. Jesus het nie geglo priesters en pastore en dominees nie. Hy het genoem skrifgeleerdes en fariseërs, blinde leiers. Nou ja, mense, waaroor gaan op die einde van die dag? Gaan oor geld. Dis al waaroor het gaan. Gaan uit en gaan red siele om nog geld kerk te bring. Kom ek wys vir julle. Vat geld weg vandag. Dan sal nie môre kerk nie. Sien julle wat ek probeer wys? Soos 'n innerlike saak, die redding. En net jy kan dit self alleenig doen. Nou ja, dis my storie vir vanoggend. Groete, liefde, raak.